Goeiemôre vriende, is David Malani van jou Castle. Ek moet vir jou 'n baie, soms so vandag, is 'n kort videoetjie, vir jou vragie vra. Sê vir my, wat is daar in die lewe waarop jy die meeste trots is? Wat is jy die meeste trots op? Ja, ek het jou so 'n bietjie mislei met daai vragie, want eintlik, weet jy wat is die waarheid? In verband met die Bybel, die waarheid is, nee, daar kan nie iets wees waarop jy die meeste trots is nie. Daar kan net een ding wees waarop jy hoegenaamd trots is, op niks anders nie. As jy my nie glo nie, gaan kyk in Galasië 6 vers 14. Daar staan geskryf, Paulus, behoede my daarvan, dat ek op enige iets sal roem, behalwe op die kruis van ons Here Jesus Christus. Ek is nie op enige iets anders trots nie, behalwe op Jesus en sy kruis. Maar nou ja, met ander woorde, daai is 'n ongelooflike, gewellige belangrike ding in 'n Christen se lewe. Niks anders waarop jy trots is nie. Want jy weet, natuurlik, wanneer jy by die kruis was, dan verander jou status. Jy was 'n verlore sondaar, nou word jy 'n geredde kind van God. Punt nommer 1, jou status verander. Maar dis nie al nie, asseblief. Party mense dink dis al wat verander daar. Daar's nog 'n paar goed wat verander. Het jy dit geweet? Wat is die tweede ding wat verander? Jou plek. Daai selfe versie, man, as jy net verder lees, Paulus sê, ek beroem my op die kruis, want wat het gebeur daar by die kruis? Die wêreld is vir my gekruisig, en ek vir die wêreld. Dis my plek waar ek woon. Al my vriende is hier, my geld is hier, my bankrekening, my huis, alles is hierso. Jou plek verander. Ek beskou nie meer die wêreld as my plek nie. My plek is in die hemel. Wat is die derde ding wat verander? Kom, sê vir my. Die derde ding is my beloning, want dit wat ek kry as 'n seëning uit die hand van die Here. Galasiërs 1 vers 3 sê, alle geestelike seëninge in die hemel. Nie fisiese seëninge op aarde, soos kos op die tafel, niks van daai nie. Geestelike seëninge uit die hemel. My beloning het heeltemal verander. Wat is die laaste een? My hartsverlange, my passie in die lewe, om Jesus weer te sien.